Welkom terug hier op Groot Plaas. So ons gas saam met ons in die ateljee, ek is baie opgewonde, is Jurgens Koen. Hy's 'n jonge entrepreneur. Hy's ook 'n diabetes en hy's net 9 jaar oud en ook saam met ons sy ma Madeleine Koen. Goeiemôre julle. Goeiemôre. Hoe gaan dit met julle? Goed toe. Jurgens, so jy sê vir my jy is 'n klein boer in jou hart. Jy het dieselfde outfit aan as ek amper. Maar kom ons begin gou net by die begin. Kan jy vir my vertel van jou diabetes? Wat se diabetes is dit? Ek het tipe 1 diabetes. Ja. En hoe werk dit? Wanneer het jy uitgevind jy het dit? Ek het eendag baie badkamer toe gegaan. En mamma het my dokter toe gevat en toe sê hulle ons moet bloed trek en toe trek ons bloed en toe sê hulle ek het tipe 1 diabetes. Sjoe. So Madeleine, wat presies is tipe 1 diabetes en is dit iets wat 'n mens kan genees? Nee, so tipe 1 diabetes is 'n kondisie waar ons kan maar bossie sê sy pankreas is stikkend. Dit vervaardig glad nie meer insulien nie en dit sal ook nooit weer insulien produseer nie. So ons moet met ander woorde insulien heeltyd van buite af vir hom toedien. Vir alles wat hy eet wat koolhidrate bevat. So dan moet ons uitwerk as hy 'n porsie eet hoeveel koolhidrate is binne daai spesifieke porsie. En dan moet ons 'n sommetjie doen om uit te werk hoeveel insulien het hy nodig en dan spuit jy insulien vir daai porsie wat hy eet. So dit is iets wat mens die heeltyd moet bestuur. Dit kan nie vir 'n dag net gelos word en môre gee ons maar weer insulien nie. Dis hoekom hy is op 'n insulienpompie en hy dra ook 'n sensor wat ons help om 24 uur te bestuur en veilig te hou. So hoe oud was Jurgens toe jy uitgevind het? Hy was 6. Ja, hy kon nog nie eers lees of skryf of somme maak nie. So dis 'n geweldige groot aanpassing en tipe 1 diabetes kom maar hoofsaaklik by kinders voor. So dit is 'n ongelooflike groot aanpassing vir ouers en kinders as mens veral op so jong ouderdom gediagnoseer word. En wat is die grootste nadeel natuurlik vir hom jong mannetjie wil aktief wees met 'n tipe 1 diabetes? Hou dit hom terug van sekere goed doen? Dit skep verseker baie uitdagings en ons moet baie kreatief wees en baie planne maak. Maar ek dink hy sal vir jou kan sê hou dit jou enigstens terug. Nee, glad nie. Ek doen rugby, cricket, swem. Ek boer, ek's wild. Nou jy sien, jy boer en jy's wild. Nou kom ons praat 'n bietjie oor hierdie geboerdery. Wanneer het jy nou 'n liefde gekweek vir die geboerdery? Ons het eendag toe pappa plaas gekoop en toe het ons begin boer en ek het begin en dit was soos baie lekker vir my en ek het nog altyd die plaas nou lief. Nou as jy sê jy het van die boerdery begin hou, is daar 'n spesifieke boerdery waarvan jy hou? Is daar iets wat jy wil doen as jy groot word? 'n Boer word. Maar met wat? Is dit skape, is dit beeste, is dit hoenders? Wild en skape en boerbokke. Kom wild. Want is lekker. Okay. Hoorie so en nou vertel ons gou 'n bietjie, jy het nou so 'n bietjie geraak in die rugby, jy het gepraat van die cricket, maar wat is jou ander belangstellings ook nog? Is dit maar dit? Ja. Al daai lekker goeders en dan natuurlik die boerdery is nou groot En vir jou. redenaars. Redenaars? Ja. Ek kan hoor jy's 'n klein geselsertjie. Sê gou vir my en vertel ons nou van jou besigheid. Wat is jou besigheid se naam? Jurgens Kunsmis Koen. Jurgens Kunsmis Koen. Ja. En hoe oud was jy toe jy nou begin het met dit? Want soos wat Ek was 5 weet, was jy klein, hè? Was jonk. Nou wat 'n klein 5-jarige mannetjie dink aan kunsmis vir 'n besigheid? Hierdie een. Ja. Hoe het dit gebeur, Jurgens? Ek het pappa het een keer 'n vrag kunsmis bestel Ja. en dat oorgebly en hy het op sy gras gegooi en ek sê vir oupa, bring net R50 saam. En ek het gedink en toe sê volgende jaar moet ons weer bestel, dan kan ek alles in sakke verpak en verkoop. Okay. En toe gaan ons op Baro toe gaan koop ons sakke en sit dit in streepsakke. Ja. En ons bind dit toe en ons verkoop dit. En toe begin jy net so 'n klein besigheid en vir hoeveel het jy toe 'n sak verkoop? Op daai stadium sy eerste sakke was, ek dink dit was R50. R50 'n sak. Ja. Maar dit het nie die logo opgehad nie. Dit was regtig net die kunsmis wat oorgebly het. Het hy gesê, maar kom sit ons dit nie in sakke nie en verkoop dit wat oorgebly het en die volgende jaar toe sê maar nou moet sy pa vir hom 'n hele vrag bestel. Hy wil dit nou al self verkoop. So dan kom laai hulle nou al hierdie kunsmis daar af
En dan het Jurgens nou sy sakke en dan moet hy nou al hierdie sakke kunsmis. Het jy dit self gepak en toegemaak of het jy help gehad? Ek het help gehad. Ja, ek het so gedink. Meeste 5-jariges dink nee, daai goed stink. Hulle kan nie te lank om dit wees nie, maar jy was fyn. Dit was nie 'n probleem vir jou nie. Aan die begin het ons letterlik die mis op die sypaadjie voor laat stort en dit daar versak en gebind en verkoop. Maar toe die aanvraag so groot gerok, so nou verpak ons dit op die plaas en dan ry ons dit in dorp toe. So as ek dan nou reg is, ek sê julle dit eers in by die dorpshuis laat aflaai. Ja. Wat het die bure gesê, Jurgens? Het hulle gekla? Jurgens, jou kunsmis. Nee. Hulle was bly want hulle gras was self baie mooi. Jy sien. En nou het hulle 'n lekker plekjie om te koop, sommer so vinnig. Ons gaan nou 'n bietjie verder gesels met Jurgens en sy ma Madeleine oor sy kunsmis besigheid. Daar's baie vrae wat ons het om te vra. Miskien kan ons 'n paar van die ouer boere ook inspireer. Maar ons is nou weer terug op Groot Plaas net hierna. Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gaste vanoggend in die ateljee Jurgens Koen, ons jongste boer en seker my gunsteling onderhoud nog so ver, en sy ma Madeleine Koen. Ons gesels 'n bietjie oor Jurgens se kunsmis besigheid wat hy begin het daar van die huis af. So Jurgens, kunsmis is nou dis 'n interessante ding. Hoekom gooi mense kunsmis op hulle gras? Dit help om die gras te voed. Dit help vir die wortels om te groei en dit laat die kleur meer helder word. Of nou nie helder nie, maar meer soos groen word. Groener, ja. Want almal soek 'n mooi groen grasperk, né? So is dit werklik kunsmis of is dit organiese mis? Is daar 'n verskil tussen die twee? Ons het so 'n paar wetenskaplikes gehad wat ons boodskappe gestuur het om te sê dit is nie werklik kunsmis nie. En ons besef dit, maar hy was so klein, hy was 5 toe sy pa die kunsmis op die gras. Kunsmis. Hoekom wil die mense nou moeilik raak? Die algemene ou daar buite praat van dit is kunsmis en hy het homself nou gedoop, Jurgens Kunsmis Koen. Ja. So die naam het lekker geklink, maar dit is organiese hoendermis. So ja, maar hy staan bekend as Jurgens Kunsmis Koen. En dis gewoonlik die ene wat die ergste ryk is, die hoenderkunsmis. Nou noem jy maatjies so by die skool ook? As jy rugby jol, dan sê hulle, "Yes, kunsmis, pas hierdie kant toe." Nie die maatjies nie, maar van die mense. Is dit? Die mense wat by jou koop? Ja. Môre kunsmis, 2 sakke asseblief, laai. Ek like it. Nou, hoe werk jou dag tot dag besigheid, Jurgens? So ek gaan skool toe, dan is die tuin jong daar. Dan verkoop hy, dan as ek terugkom, dan help ek hom dan laai ons dit en dan sê ek maar dankie en dan ja. Maar doen jy eers huiswerk en dan begin jy met jou besigheid of probeer jy maar die huiswerk uitstel? Ek probeer die huiswerk uitstel, maar in die middel van die huiswerk dan as daar iemand is 'n hardloop ek mag hou. Okay, dan sê jy hier sit nou, hoeveel sakke, kom ons laai hulle. Sê gou vir my en dan hoe moet mense jou kunsmis gebruik? Wat is die wenresep vir mooi groen gras? Want is nou lente, die mense kry hulle tuine weer reg laat dit mooi lyk. Wat moet hulle doen? Jy moet dit nie te dik strooi nie. Anders dan gaan dit jou gras brand en jy moet hom lekker nat maak. En het jy enige ander besighede? Enigiets anders waarmee jy besig is? Vertel ons gou vinnig. Ek boer boerbokke op die plaas en in die dorp boer ek budgies. Yes, so jy is aan die gang met die boerdery. Nou, watse raad het jy vir ander jong boere wat nou kyk vandag om 'n suksesvolle besigheid te begin? Jy moet geduld hê. Jy moet 'n goeie produk verkoop. Absoluut. Anders dan gaan hulle nie volgende jaar weer kom koop nie. En jy moet ook dankie sê soos om 'n handskud Ordentlike maniere. Ja, of om 'n drukkie te gee. Dan sê. Nou, sê gou vir my, as mense jou in die hande wil kry en bietjie meer wil weet van jou besigheid, hoe kry hulle jou in die hande? Waar kan hulle van jou kunsmis koop? Hulle kan by my bestuurder, my persoonlike pa, My eie persoonlike pa. ja, of my ma op Facebook. Okay, en waar is dit, Madeleine? Hoe kry hulle hom in die hande? Op my persoonlike blad Madeleine Koen, dis waar ons ook sy video's deel van sy kunsmis.
En in die video is die nommer van sy persoonlike bestuurder. Maar ons verkoop het vanuit Rustenburg. So ja, mense is welkom om daar te kom oplaai. Jurgens, jy is 'n ongelooflike inspirerende jong man en mag jy nog baie jare boer, hoor jy my vriend? Okay. So dit is ons gas gewees vir vanoggend, Jurgens Koen. En dit is dit vir Grootplaas so op 'n Vrydag. Ons hoop jy het saam met ons geniet. Ons gaan uitspeel met 'n musiekvideo, Christyn se Plaas dorp toe. Geniet die naweek en ons sien mekaar weer Maandag.